Here, ons het nou net gesing, U lewe lank is U so goed vir ons. Ons lewe lank is U so goed vir ons. En U goedheid hou ons nooit op nie. Want 100% van die tyd is U goed. 100% van die tyd is U 100% goed. Niks wat ek doen, of ons doen, of mense doen, kan U goedheid verander nie. En deel van die goedheid is dat U vir ons bymekaar bring op 'n Sondag soos hierdie, en spesiaal met ons wil praat vanuit die woord, en deur die Gees vir ons wil leer. En daarom bid ons, dis wat ons vra, help vir ons. Geef ons 'n leerbare gees en 'n ontvanklike hart, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. En dankie dat ons nie net gaan hoor nie, dat U ook verander, en miskien vir ons 'n nuwe roeping gee, of 'n nuwe gedagte gee, waarmee ons kan huis toe gaan. Maak ons attent daarop, ons so sit en sê, maar dis die gedagte wat die Here vir my wil gee vandag. Miskien is dit net een, maar help vir ons daarmee. En Vader, ons bid dat U nou deur die woord sal aan die woord kom. Deur in die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Nou Matteus 5 vers 13, kom ons lees daar. Julle is die sout van die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry mense dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie, en ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Julle is seker nou moeg om 3 versies te lees, want ons het elke week net 1 vers gelees, en so baie diepte uitgekry, maar hierdie is ongelooflik. Ons tema van die jaar is, Jesus is 'n impak, Jesus is 'n lewe van impak. Dink ek maar daaroor, maar as ons dink oor die impak wat Jesus gemaak het, dan dink ons baie keer oor dit wat ons fisies beleef, en ons kan sê wel, die jaartaal is volgens Jesus se geboorte bepaal, en dat ons het nou binnekort 'n vakansiedag, en dan is nog 'n vakansiedag en Kersfees wat ons rondom Jesus bou. Nou ek dink nooit in my wildste drome dat Jesus dit ergens sou gedink het of gesê het. Mense, julle moet asseblief 2 vakansiedae hou, en omdat ek God is, gee ek vir julle sommer nog die maandag ook af, of die volgende dag af. Noem het een Boxing Day, die ander noem het Paasmaandag, maar omdat ek dink dis wat julle moet doen, en hy het nêrens 'n opdrag gegee dat die jaartaal moet verander word na hom toe nie. Hy het nooit dit in gedagte gehad het. Dus hy gedink het, as Jesus dink, maar ek wil 'n impak kom maak in jou, in die wêreld, dan is dit in jou lewe. En sy impak was altyd transformerend. Dis die gedagte wat hy gehad het, om mense se lewe te kom vernuwe, nuut te kom maak. So dis die impak waarvan ons praat, as ons daaroor praat. En die impak wat Jesus kom maak het, en dit kan jy dwars in die Nuwe Testament maar gaan lees, is dat Jesus het gekom om mense met God te versoen, dit weet ons, en as jy dit glo, dan word jy 'n kind van God. En as jy 'n kind van God is, dan raak jy deel van die koninkryk van God. Want hy het gesê, ek het gekom om my koninkryk te kom vestig. So as jy sê, ek glo in Jesus, en ek aanvaar dit wat hy gedoen het, dan raak ek die koning se kind. En soos enige kind, is daar huisreëls. En soos jy vir jou kind huisreëls het God huisreëls. En dit is wat ons gelees het in Matteus 5, die eerste gedeelte, die saligsprekinge. Dis die huisreëls. Dink maar net vir 'n oombliekie, as jy sou 'n straatkind gekry het, 'n straatkind sou optel ergens, en hierdie kind moet mos nou maniere leer. En hoe gaan jy hom maniere leer? Jy gaan hom jou huisreëls leer, maar hy gaan nie dadelik jou huisreëls verstaan nie. Hy gaan dit nie ken nie. So dis wat hy kom doen. Hy kom en hy sê in hierdie hele saligspreking, ek wil julle leer hoe om julle te gedra in julle wêreld. En dan kom hy, en dan elke keer het ons dit gelees die afgelope kwartaal. Julle kan maar weer gaan lees, as julle dit nog nie gelees het, dalk was julle die hele tyd hier nie, of julle wat nou nie is, gaan lees maar van vers 3 tot by vers 12. Elke keer begin hy met 'n belofte en sê, geseënd is jy, ongelooflik gelukkig is jy. En dan kom hy by 'n punt waar hy sê, elke keer na dit is daar weer 'n belofte. So geseënd is jy, as jy sou doen wat hy sê volgens die huisreëls. En ek het nou gesê, die huisreëls is dood eenvoudig. Jy moet leer om afhanklik van God te wees. Jy moet sagmoedig wees.
Jy moet hartseer wees oor sonde. Jy moet honger en dors na dit wat reg is. Jy moet sê, ek wil graag die regte ding doen. Jy moet barmhartigheid teenoor mense vertoon. Jy moet rein van hart wees. Jy moet 'n vredemaker wees. Dis wat hy kom sê. Dis wat hy die heeltyd beloof. As jy dit sal doen, as jy die huisreëls sal doen, dan gaan ek jou seën. Toe laasweek het ons gesê, maar as ons die huisreëls van God gaan nakom, as ons gaan leef volgens sy reëls, dan gaan ons teenstand kry. Ons kan dit verwag. Ons kan verwag dat mense gaan in opstand kom. Ons kan verwag dat daar gaan gebeur, dat mense sal sê, maar ek haat jou, of ek verwerp jou, of ek verstoot jou, en ek vervolg jou, en ons beleef dit dalk nie so erg nie, maar ek kan jou waarborg dat is almal alright. Ek kan jou waarborg dat as dit gebeur, as jy begin meer die huisreëls van Jesus begin nakom, dan gaan hierdie goed gebeur met jou, dan gaan jy teenstand kry. Nou sê Jesus, maar as jy dan sê, Jesus het 'n impak gemaak in my lewe, en die impak wat hy maak in my lewe, het gevolg dat die mense om my die impak sien, en partykeer sal ek vervolg word. Nou sê hy, julle moet ook 'n impak maak, en dis waar ons vanoggend gaan. So as Jesus 'n lewe van impak het, dan behoort ons wat sê ons is kinders wat volgens die huisreëls leef van Jesus, ook 'n impak te maak. En dis wat hy sê, julle is sout en lig. Dis nou twee interessante maniere hoe hy ons beskryf. Hy sê hier so in vers 13, julle is die sout vir die aarde. Met ander woorde, as hy daaroor praat, dan sê hy, wie is ons? Ek het nou net gesê, wie is ons? Ons is kinders van God. Ons het gesê, ons is kinders ons is deel van die koninkryk van God. Ons kan vir God sê, Vader, ek het dit net toe gebid, ons Vader, dis wie ons is. En ek het 'n paar keer hierdie kwartaal gesê, dis wat jou posisie is. Jou posisie is kind van God. En nou kom hy, en hy sê, en dit is onveranderlik. So as jy 'n impak maak, of as jy 'n impak in jou lewe gemaak is, en jy het Jesus begin glo as jou verlosser, dan is dit onveranderlik. Jy is sy kind. Maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak wat omstandighede daar is nie, maak nie saak wat jou gebeur nie. As jy 'n kind is van God, is jy 'n kind van God. En dis wat hy vir ons kom sê, dan is dit jou posisie is onveranderlik. Maar hierdie twee goed, sout en lig, praat oor wat ons moet doen. Hoe ons nou moet optree as kinders van die lig. Hoe gaan ons nou in hierdie wêreld 'n verskil maak? En of jy dit weet of nie, en jy gaan dit vandag weer beleef, en jy gaan dit môre beleef, en jy gaan dit elke dag beleef, jy het altyd 'n invloed op mense. Maak nie saak of jy dit weet of nie, jy beïnvloed mense. Vandag gaan mense hier weggaan, en ek gaan invloed hê. Ek gaan of 'n negatiewe invloed op hulle hê, of ek gaan 'n positiewe invloed op hulle hê. Ons gaan, dit wat ek gaan sê, die manier hoe ek jou dalk gegroet het of nie gegroet het nie, gaan definitief 'n invloed hê. En die manier hoe jy op gaan tree vandag teenoor mense, gaan 'n invloed hê. Mense gaan dit sê, daai mense was vriendelik, of hulle was nie vriendelik nie, en as jy môre, as jy daar by Coles instap, of by Woolworths, of by Aldi's, dan gaan die mense wat jou daar beleef as vriendelik of nie vriendelik nie, en daar by die werk en by jou huisgesin. So jy het altyd 'n impak. Jy het altyd of negatief of positief. Die negatiewe invloed sien ons baie keer in die wêreld, want mense sê, maar is daar nie 'n Christen nie? Is dit nie veronderstel hoe Christen moes nie veronderstel om dit te sê of dit te doen of so op te tree nie? Dis 'n negatiewe invloed. Nou wat Jesus ons wil kom leer, en is so 'n amazing beeld wat hy gebruik, is dat omdat jy in hierdie wêreld is, en omdat jy in elk geval 'n invloed het, doen dit positief. Hê 'n positiewe invloed. Want as jy niks doen nie, gaan jy 'n negatiewe invloed hê. Jy gaan in elk geval mense gaan sê, maar hierdie ou sê hy's 'n Christen, of hulle weet dit dalk nie, maar as hulle dit uitvind, gaan sê, maar hoe tree jy op? En dis wat hy vir ons wil kom sê. Hy sê, wees sout. Nou, as jy dit nou gaan lees, en ons het dit nou net gelees, dis nie 'n versoek nie. Dis nie of as Jesus sê, soos julle nou maar deur die lewe gaan, kyk of julle so af en toe 'n bietjie sout kan wees. Ons gaan nou oor die sout praat. Of dis 'n opsie nie, sê wel opsioneel, ek kies nie om sout te wees nie. As jy kind van God is, het ek nou nog gesê, is jou identiteit sout en lig. En kom ons praat so 'n bietjie, ek gaan nou oor die sout praat.
die Griekse les wat ek julle wil gee, want onthou die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Nou julle sal nie raai wat beteken die Griekse woord vir sout in Afrikaans nie. Sout. Dis sout. Maar daar's 'n sinskonstruksie wat jy moet lees, as jy dit nou mooi gaan lees. Dit beteken eintlik, julle is die enigste sout. Daar's niemand in hierdie hele wêreld, geen godsdienst nie. Mense wil hê jy moet na hulle godsdienst toe kom of hulle kalt toe kom sodat hulle jou kan indoktrineer. Maar daar's nêrens iemand in hierdie wêreld wat soos Jesus en soos God besorg is oor die wêreld nie. Hy sê ek het die wêreld so lief gehad dat ek my enigste seun gestuur het sodat hy doodgemaak word vir hierdie wêreld. Nêrens sê jy dit by enige godsdienst lees nie. Mohammed het nie vir hierdie volk gesterf nie. Krishna het nie vir hulle gesterf nie. Geen ander kalt het vir hulle gesterf nie. Jesus sê ek het hierdie wêreld so lief. Ek het nodig dat my mense die enigste mense sal wees wat die sout in die lig sal wees. Daar's niemand anderster wat so gaan wees teenoor hierdie wêreld, wat so besorg sal wees oor hierdie wêreld nie. En ek het laas so rukkie terug gesê, die ongelooflike impak wat Christene gemaak het in hierdie wêreld sal nooit kan bereken word nie. Hulle het met skole begin, hulle het met hospitale begin, hulle het armes begin versorg, hulle het ouerhuise begin. Dit was nie so voor die tyd nie. Hulle het begin om te sê, ons moet 'n impak maak in hierdie wêreld. En 2000 jaar later sien ons dit nog steeds. Dis die impak van Christus in mense se lewens. Nou waarom gebruik hy die beeld sout? Nou sout, julle sal seker weet, is baie waardevol gewees in daai tyd. En dit was soos 'n kommoditeit verkoop. Hulle het baie keer die Romeinse soldate nie in geld betaal nie, maar in sout. Dit was soos goud gewees. Dit was baie waardevol. En julle vandag, elke keer as jy 'n salaris kry, wie van julle kry salaris? Wie kry pay? Salaris kom van die woord sout af. Salarium is die Latynse woord gewees daarvoor. So dis afgelei van dit. Ons Afrikaanse woord salt kom daarvan af, die Engelse woord salt. So dit beteken, en julle het nog gaan 'n paar Afrikaanse lesse hê. Ons toets 'n idioom wat met hierdie waardevolle kommoditeit iets te doen het. Wat sal julle sê? Kom, wat is die idiome? Hy sê sout werd. Jy moet net 'n sweetie daar bære vir hulle. Okay. Ons sê hy sê sout werd, en dis wat dit vandaan kom. Mense gebruik dit in Engels, he's worth his salt, maar hulle weet nie of dit 'n Bybelse begrip nie. Maar dis wat dit vandaan kom. Sout, jy's waardevol. Dit is 'n waardevolle kommoditeit. Die wêreld het die waardevolheid van Christendom nodig. Ons voeg waarde by tot hierdie plek. As jy die Christene sou so uithaal met 'n magneet, dan is daar 'n waardelose lewe wat hier agterbly. Ons voeg waarde by. Die tweede ding van sout, dit preserveer. In daai wêreld, weet julle, daar was nie verkoeling gewees nie. En hulle het sout gebruik om vleis en vis langer goed te behou. Dankie tog daarvoor. Want anders sou ons nie biltong gehad het nie. Want nou moet jy my help. Ek is nog nie 'n biltong maak en ek gaan nou vir julle met 'n paar vrae antwoord. Maar biltong was nie 'n delikatesse nie. Dit was 'n noodsaaklikheid geweest. In die Groot Trek, in die Boereoorlog, Anglo-Boereoorlog, is dit gebruik om te lewe daarvan. Hulle het daai vleis gevat, dit gesout sodat hulle kon oorleef. Dit was hulle proteïen. Dit was nie 'n lekker kom ons sny 'n bietjie biltong saam met ons braaivleis of wanneer ook al nie. Dis niks daarmee uit te waai nie. Maar ek is so dankbaar daarvoor dat ons nou vandag sout het, dat ons vandag biltong het om te kan eet. Nou jy sal weet, ek kan nie biltong maak nie, maar ek kan biltong eet. Maar ek het ook gelees daaroor, nou Jacques, julle wat nou biltong maak, nou het help. Sout help om die bakterieë weg te vat, né? Dit droog ook die vog uit. En hoe meer sout jy gee, hoe vinniger word hy droog en hoe droër is hy. Is ek reg? Ek gaan 'n sweetie kry nou, want ek het ook mooi reg geantwoord. Ja. So, waar begin jy om te preserveer? As jy sê Jesus het 'n impak in my lewe gehad, dan begin ek by my gesin. As jy pa is of ma is, of dalk is jy die kind in die gesin, dalk is jy die enigste een wat sê, ek gaan hierdie gesin bewaar, beskerm,
teen die verrotting van hierdie wêreld. Dis waarvoor ons geroep is om in ons gesinne te begin, by jou familie, by jou vriende, daar waar jy werk, daar waar jy uni toe gaan, daar waar jy skool gaan, daar waar jy sport bedryf, is om te sê, ons leef en ons weet dit, ons leef in 'n verrotte wêreld. Praat maar net met die onderwysers in die skole, en dan kyk jy hoe gaan dit met die dissipline, dan weet ons wat gaan agter by die huise aan, en ons weet, hulle het vir God nodig. Maar dit begin in ons gesin, waar ons sal sê, ek gaan hierdie verrotting van die wêreld nie toelaat in my gesin nie, want ek het die woord van God, ek glo die woord, ek is gehoorsaam aan die woord van God, ek volg hierdie as my riglyn, want ek volg die huisreëls van God, ek leef volgens 'n kind van God se huisreëls, ek werk die morele verval deur te preserveer, deur die sout van die woord te bring aan mense. Nou wat ek net so sê, ons is nie deel van 'n soutklip nie, maar daar's nog 'n soutwoord wat hier baie mooi sal pas. As ons sê iemand is baie eerbaar en baie betroubaar, wat sê ons dan? Hy is die sout van die aarde. Soos nog 'n ding wat die Here ons kom leer, julle is die sout van die aarde. Julle is die enigste mense wat in hierdie wêreld die verrotting van die sonde en die dood sal kan teewerk. Daar's niemand anders nie. Die derde ding van sout, en daarvoor is ek baie bly ook oor sout, dit gee smaak. Nou, as ek my sondes kan bely, ek is 'n sondaar rondom sout. Ek proe nie my kos nie, ek gooi eers sout op. En ek gooi ook 'n knippie sout in my swart koffie. Nou leer ek julle 'n bietjie 'n mooi les rondom, wat is dit? Masterchef, master barista. Nee, ek drink swart koffie, jy kan dit gaan traai, gooi net 'n knippie sout in, vat al die bitterheid weg. Alright? So, gaan toets dit en kom sê my volgende week of ek gejok het. Jy moet nie jou gesig trek, drink jy swart koffie. Nou, dat sê mos nie weet nie. Want jy gooi suiker in en melk om ander te bring. Maar ons wat swart koffie drink, is bietjie bitter, gooi net 'n bietjie sout by. So ek is skuldig wat rondom sout is, maar ek wil smaak hê. En Jesus sê, weet jy, die wêreld het smaak nodig. Julle as kinders van God moet smaakvol deur hierdie wêreld gaan. Die wêreld is bitter. Die wêreld kry swaar sonder God. Maar julle moet die smaak bring. Ek het al gevra daaroor lank terug, maar wat 'n smaak los jy agter as jy uit 'n vertrek uitgaan? Is dit 'n bitter smaak in mense se monde? Of voel jy maar, hierdie persoon hy het ons lewe kom verander. Of nie ons lewe kom verander, maar die omgewing waar hy ons laat is beter. Ons voel gemakliker. Of leef ons dalk so in die wêreld, en dalk in ons gesin, dat hulle ons, en nou sal ek nog 'n ding vir julle leer, ons moet 'n knippie sout vat. 'n Knippie sout vat beteken, hy is nie regtig genuine nie. Hy is oneerlik. Is dit die wêreld se ding wat hulle dink oor ons? So wat wil die wêreld hoor? Hulle wil die smaak proe van integriteit, van vriendelikheid, van nie konflik soek nie. Hulle wil hê dat ons moet instap en nie moedeloos wees nie, want hulle is moedeloos. Dis die smaak wat Jesus wil hê ons moet agterlaat. Daar's nog 'n ding van biltong. Dit maak jou dors. Dis nie die biltong wat jou dors maak nie. Dis die sout wat jou dors maak. En dis wat hy ook vir ons wil kom leer, dat ons leef in 'n wêreld wat nie weet nie. Maar ek werk baie keer met mense, en julle werk met mense wat moedeloos is. Jesus kyk na hulle en sê, ek kry hulle so jammer, want hulle is so skape sonder 'n herder. En ons optrede, die manier hoe ons lewe, moet so wees, dat mense sal sê, ek dors ook na wat jy het. Hoekom is jy anderster? Hoekom hanteer jy moeilikheid anderster? Hoekom hanteer jy werk anderster? Hoekom tree jy anderster op as wat ander mense optree? Dood eenvoudig. Hulle moet so dors raak daarvoor. Hulle moet dors raak om te sê, ek wil ek soos jy wees. En dan weet julle, sout reinig en ontsmet. So in die antieke wêreld het hulle baie keer sout gebruik vir wonde. Hulle het selfs hulle pasgebore babetjies met sout gesmeer,
Want ons weet nou, sout werk bakterieë en infeksies teen. So hulle het hulle babas in sout gerol, om seker te maak dat hulle nie infeksie kom nie. En ons het nog 'n idioom. Moenie sout in sy wonde smeer nie, nee, of wonde vryf nie. Eintlik moet ons dit doen, want dis wat dit gesond maak. Sout, gelukkig het ons nou ander salf wat seker nog 'n bietjie sout in het wat ons aansmeer. Maar dis eintlik wat hy vir ons wil kom leer. Moenie jy deur jou optrede wonde veroorsaak nie. Maar bring jy die helende krag. Gaan daar waar jy werk, daar in jou gesin, mag jy heling bring, so sout. Mag jy die een wees wat daar kom waar mense swaar kry en seer kry. En hulle wonde, baie keer is dit fisies, meestal emosioneel en baie keer geestelik. Hulle sal voel, maar die genesing vind plaas as gevolg van jou. Nou waarsku Jesus, hy sê, maar as die sout verslaan is, hoe kry mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Want wat in daai tyd ook gebeur het, is dat sout was nie so suiwer nie. Daar was ander minerale in die sout en ander vuil, dit was nie so skoon soos ons sout nie. En die sout het dan baie maklik verslaan. Ek weet nie hoe ons sout sal verslaan nie, maar ek weet sout hou nogal lank by ons. En wat gebeur het, Jesus sê, weet jy, as die sout verslaan is, dan kan ons dit nie eers, op die ashoop gaan gooi nie, want dit gaan die plante doodmaak. Wat het hulle dan gedoen het, hulle die sout gevat, en hulle het op die paaie dit gestrooi, dat die pad hard gestamp kan word, maar is eintlik niks meer werd nie, dit word vertrap. En nou kom Jesus en hy sê, wees versigtig om daar in jou leefwêreld, daar waar jou gesin is, daar waar jou familie, vriende, sport, waar jy ook al is, nie jou southeid verloor nie. Moet versigtig wees dat jy nie so vermeng raak met hierdie wêreld, dat ons soos hulle lyk nie. Of dat ons kultuur, hulle kultuur word nie. Dat ons optree in hierdie wêreld soos wat die wêreld optree nie. Want dan verloor ons sout, dan verloor ons impak. En julle almal kan daarvan getuig, van mense wat Christene was of is, wat eintlik geen impak meer het nie. Omdat hulle southeid, hulle identiteit verloor het, en die identiteit van hierdie wêreld begin aanvat het, en so begin leef het. Nou op daai selfde lyn sê Jesus, julle is die lig van die wêreld. Hy sê by vers 14, julle is die lig van die wêreld. En weer eens, as jy na die Griekse konstruksie gaan kyk, dis julle is die enigste lig vir die wêreld. Weer eens, die wêreld het lig nodig. Nou lig verdryf duisternis, julle weet dit. So 'n klein ou vlammetjie maak die donkerte weg. Maar eintlik bestaan duisternis mos nou nie. Duisternis is die afwesigheid van lig. Nou in die Bybel is daar baie keer verwys na duisternis. En dan is dit wel elke keer in trend as dit in die Bybel verwys na duisternis, dan is dit verwys na die sondige wêreld, na die boosheid, na jou eie sondige natuur wat duister is. Want duisternis word vergelyk met sonde, met verlorenheid, met alles wat verkeerd loop. Terwyl hy kom sê, maar julle is die lig. Julle bring die lig. Lig gee leiding. Julle weet dat as jy daar 'n lighuis sit by die see, dit wys waar moet jy heen gaan. So as ons sê, die Here sê ek is die lig, dan is ek en my gesin en my familie en vriende, is ons die mense wat sê, maar dis waar jy veilig is, loop agter my aan. Lig gee ook warmte. Een eienskap van die son is dat die son gee warmte. Het gee nie net lig nie, het gee warmte en dit gee lewe. So ons oproep is dat ons, waar ons ook al leef, moet uitstraal. 'n plek waar mense sê, dis 'n warm mens daai. Daai persoon gee my, ek kry gevoel van warmte daar, nie 'n koudheid nie. Ons kan nie lig wees en koud wees nie. Want 'n ander eienskap van lig is dit trek mos nou aan. Jy kan mos nou gaan kyk vanaand, sit jou lig daar buite aan en kyk of daar motte en vliee en goggas en muskiete, as dit muskiete-tyd is. Hulle kom na die lig toe aangetrek. As lig vir die wêreld behoort ons so te leef,
Want ons is nou geïmpakteer deur Jesus, ons weet wat die huisreëls is, sodat mense na ons aangetrek te word. Ons sê, ek wil met jou praat, ek wil met jou my probleme kom deel, ek wil vir jou vertel wat gaan aan my lewe. Dis wat hy kom sê. En op dieselfde kom waarsku Jesus, voordat ek wil dit sê, dat sout werk ongesiens. Jy kan nie die werking van sout sien nie. So dis ons stille teenwoordigheid in hierdie wêreld. Lig is duidelik sigbaar. Dis jou getuienis. Dis wanneer jy by die werk vertel waarom jy glo. Nie vir ouens te vertel hoe sleg hulle is nie, en wat hulle verkeerd doen nie, want ons doen dit maklik, maar om te sê, dis hoekom ek glo. Dis waarom ek 'n kind van die Here is, want dis my storie, dis wat lig is. Sout is my invloed, en lig is my getuienis. Jesus het dit vir ons kom wys. Jesus gaan eet saam met tollenaars. Hy het 'n invloed by mense, maar hy praat ook oor die koninkryk, wanneer hy lig is. Ons is sout en lig, roep hy ons voor. Maar nou sê Jesus, is eintlik 'n absurdheid wat hy sê, want hoe is dit moontlik? Nie hy absurd nie, maar die feit. 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op nie. En sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander. En dit gee lig vir almal in die huis. Godsdiens, Christendom is nie 'n privaat saak nie. Ons gaan oor 2 weke Goeie Vrydag vier. Die kruisiging van Jesus het nie in 'n kamertjie plaasgevind, waar Jesus, wat God gesê het, hoor ek sal op my seun kom sterf in hierdie wêreld, maar ek wil dit 'n privaat saak hou, ek wil nie hê eintlik mense moet agterkom nie. Dis nog nooit so gewees nie. 'n lig, ek weet nie wie sal dit doen nie. Wie van julle sal 'n lig vat, sê, sit die lig aan asseblief, maar sit net 'n emmer oor hom. Niemand doen dit nie, want dit is absurd. Dit is net so absurd om te sê, ek is 'n kind van God, maar ek sal nie my lig laat skyn nie. Ek gaan nooit vir die wêreld wys nie. Dis 'n privaat saak nie. Jesus het in die openbaar gesterf. En daarom het ek laasweek gesê, ons kan baie maklik bewonderaars wees van Jesus die lig. En dis great. Maar hy sê, jy kan nie my net bewonder nie. Wees jy self ook lig. En die lig wat ons is, bestaan ons nie op sy eie nie. Dis 'n weerkaatsing van wie Jesus is. En dan sê hy, want hy sê hier vers 16, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien. As hy dit daar gestop het, dan was dit al klaar goed. Maar hy sê, sodat julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Kry die prentjie. Jesus kom en hy sê, ek haal jou van die straat af, en ek kom leer jou my huisreëls, wees afhanklik, wees sagmoedig, wees barmhartig, al daai goeders. Dis die huisreëls wat ek jou wil kom leer. Nou wil ek hê jy moet so gaan leef in hierdie wêreld. En nêrens leef jy so, dat jy 'n reputasie opbou van 'n goeie mens nie. Die fokus dan wees, laat jou lig so skyn, sodat mense verby jou sal kyk. Dat hulle nie sal sê, kyk hoe wonderlik is daai ou. Maar hulle moet eintlik sê, kyk hoe wonderlik, ek wonder, is hierdie ou so wonderlik, hoe wonderlik is sy God. Mense praat van 'n groot Christen. Eintlik moet jy sê, moet jy so leef, dat mense sal sê, as jy so groot Christen is, dan wil ek weet hoe groot is jou God. Want dis waaroor dit gaan. Dis eintlik wat julle, as julle kinders in die wêreld instuur, presies dieselfde vraag. Julle sê vir julle kinders, ek het hoeveel keer gesê die afgelope maand, kwartaal, jy sê vir jou kinders, gedra jou asseblief by die mense. Hoekom? Want julle moenie my naam ruk nie, asseblief. Julle kan aanvang, maar net nie sê wie se kinders julle is nie, want net toe kom hulle agter, jy is my kind. Moenie my naam ruk nie. Dis wat ons sê. Dis wat God ook sê. Leef sout en lig in die wêreld, sodat my naam verhoog kan word. Sodat mense sal sê, ek wil hierdie God dien. Of as jy die teenoorgestelde vat, dan sê mense, dankie, ek stel nie in hierdie God belang nie. En ons leef in hierdie land baie keer wat kerke verkeerde goed doen en gedoen het. Dat mense sê, ek stel nie belang
om meer hierdie God te dien nie. Dit gaan oor God. So kom ons raak prakties, 'n paar praktiese voorstelle. Die eerste ding wat ek hoor, is wees 'n invloed. Wees jy 'n invloed? Positief. Wees vriendelik. Kyk na hoe jy praat. Bid vir jou vyande. Help wat niemand anders te wil nie. Moenie bang wees om te vertel jou storie nie. Ons het nie 'n private storie nie. Ons het 'n openbare God. Dis iets wat hy vir ons wil leer. En ek weet nie hoe dit in jou leefwêreld sal werk nie, maar jy gaan sit by God en sê, as U my die opdrag gee om lig te wees, dan sal die Heilige Gees my ook help om lig te wees. En miskien moet U my leer, hoe kan ek in my moeilike werksomstandighede, waar mense sê, jy mag nie oor God praat nie, hoe kan ek nog steeds lig wees? Ek kan nog steeds my storie vertel, en nog steeds getuig. Tweede ding van hoe moet ons prakties leef? Ons is in die wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Ons identiteit lê in Christus. Ek het nou nog gesê, ons posisie is kind van God. Dis wie ons is. Maar ons leef nog in hierdie wêreld as kind van God. So een van twee goed kan gebeur. Die wêreld kan my beïnvloed, en ek kan soos hulle dink, prakties moet ek die wêreld beïnvloed. Ek is in hierdie wêreld gesit. Jesus sê dit, ek los julle in hierdie wêreld in, want ek wil hê julle moet hierdie impak maak. Want dis wie ons is. En dan die derde ding is, wees onbeskaamd kind van God. As jy lig is en sout is, dan is jy kind van God. Jy moet nie skaam wees daaroor nie. Jy moet dit nie wegsteek nie. Sorry julle, ek gaan nie saam met julle party of saam met julle goeders doen nie. Nee, ek is nie skaam daaroor nie. Ek doen nie hierdie goed nie. Ek gaan nie konformeer nie. Want ek is 'n kind van God en ek is sout en lig. So wat hoor ek en wat wil ek hê moet ons wys toe vat? Die eerste ding wat ek wil hê, ek wil hê nie, ek dink die Here wil dit vir my hê en vir julle, is dat ons nie bekend sal staan vir die goed waarteen ons is nie. Dis baie makliker om vir mense te sê, ek is teen dit. My geloof sê, ek kan nie hierdie goeders doen nie, want ek is teen dit. En dan raak ons naderhand bekend, hy is teen dit, of sy is teen dit. Kan ons dit nie omdraai nie? Dat ons vir hulle sê, waar vir ons is nie. Dat ons vir hulle kan wys, ons invloed is, ons is iemand wat genadig is, wat liefdevol is, wat nederig is, wat vol vreugde is, wat vrede in ons hart dra, wat barmhartig is, wat sagmoedig is. Dis waarvoor ons moet bekend staan. Nie vir dit waar ons teen is nie, want as 'n klomp goed wat ons van ons kan sê, julle ouens doen hierdie goed verkeerd. Maar laat hulle sien waarvoor ons staan. Want dis die invloed wat ons moet laat. Want dis die lig en die sout wat ons moet wees. Die tweede ding wat ek hoor, die derde ding, moenie luister na dink aan die smaak wat jy agterlaat, as jy uit 'n vertrek uit gestap het. As jy by jou huisgesin, van jou kamer stap na 'n ander kamer toe, van die kombuis na die sitkamer, waar ook al. Wat is agtergelaat by jou kind of by jou ma of jou pa, of jou vrou of jou man? Wat 'n smaak is dit? By die werk, by die skool, by die uni. Konsentreer daarop om te sê, maar my optrede gaan hier nou 'n negatiewe smaak of 'n positiewe smaak laat. En as ons gehoorsaam is in die Here, dan sal daar 'n getuienis kom. Dan sal ons kan praat oor wat in ons harte aangaan. As jy niks in jou hart het vanoggend oor jou liefde vir God nie, dan gaan jy niks hê om te vertel nie. Dan gaan jy daarvan sê wat hulle verkeerd doen, maar jy gaan nie weet om vir hulle die regte ding te sê nie. Daarom moet jy seker maak. Vanoggend is 'n geleentheid om te sê, het ek die Here so lief soos ons net gesing het? Ek het U lief. U genade val my nooit nie. Goedheid van God. As dit nie daar is nie, dan moet jy vandag by hom gaan sit en sê, Here, maar U is so goed vir my, ek wil U kind word. En dan maak hy jou sout en lig. En hy waarsku dat ons in hierdie wêreld is, en ons duins terug, en ons wil nie sout wees, ons wil nie invloed, of is nie 'n invloed positief nie, en ons laat ons lig nie skyn nie, dan raak ons eintlik maar so sout wat verslaan is, en 'n lig wat weggesteek is. En dit terwyl die wêreld iets anders te het. So hoef nie skaam te wees nie, so hoef nie bang te wees nie. En as ons so leef, as ek kan jou waarborg, as jy sout en lig gaan wees, dan gaan jy kritiek kry.
Jy gaan vervolging kry, jy gaan negativiteit kry. Maar nie omdat jy negatief is nie, maar omdat jy juist 'n positiewe invloed het. Dit beloof die Here. En dan sê hy, as dit met jou gebeur, geseënd is jy. En dit was hierdie reeks het daaroor gegaan, dat hulle wat kinders van God is, wat die huisreëls van God begin nakom het, is deur God geseën. En daar's nie 'n groot ding wat met jou kan gebeur nie. Vader, dankie dat ons kan weet. U het ons van die straat af opgetel, 'n straatkind, en nou leer u vir ons nog tot vandag toe nog die huisreëls. En dis wat u woord oor praat. Dis u wil hê, dis soos u wil hê, u kinders moet hulle gedra in hierdie wêreld. U wil hê ons moet ons so gedra in die wêreld, dat mense sal sê, ons wil ook so leef. Help vir ons om so ons te gedra, dat daar 'n invloed is, smaak sal agterlaat, dat ons lig sal skyn. Ons weet, dit is nie altyd maklik nie, want ons is sondaars, maar u gaan vir ons help, u help vir ons vandag, om weer ons harte oop te maak, en ons sê, maar ek sal jou help om sout en lig te wees. Ons het nie u hulp nodig om verkeerd op te tree nie, want dit doen ons sommer uit 'n sondige natuur. Maar dit is natuurlik wat dit kom. Maar ons het u hulp nodig om ons natuur te werk. En soos ek nou gebid het, die straatkind, die nuwe huisreëls te kom leer. En dat ons weet om ons te gedra. Hoekom? U leer dit vir ons, sodat mense God sal verheerlik. It's all about you. Het gaan oor u, Here. Amen.